Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons saam na Markus 10 vers 46 tot 52 en ek titel dit, Wil jy sien vandag? Ons reis verder saam Jesus na Jerigo toe en beleef dan ook een van die laaste wonderwerke van Jesus in die evangelie van Markus op pad na Jerigo vir die groot fees, maar ook vir die laaste dae in Jesus se lewe hier op aarde. Daar was geen uitnodiging of vooraf afkondiging dat Jesus op daardie dag verby die blinde man sou beweeg nie. Ons sien in vers 46 dat Bartimeus soos gewoonte langs die pad gesit en bedel het. En heel moontlik het Jesus al voorheen verby hom gestap. Wie weet, maar vandag in hierdie verhaal was dit uniek. Was dit 'n uitgemaakte saak dat hy Jesus se aandag wil kry en gaan kry. Bartimeus hoor dat dit Jesus van Nasaret was. Heel moontlik was dit hoe die skare hom aangeroep het, soos wat hulle saam met Jesus beweeg het deur die straat. Dalk is dit hoekom Bartimeus hom nie ook so aangeroep het nie, want dan sal sy stem maar net weggeraak het saam met die ander. Bartimeus roep hom aan, maar nie op die naam van Jesus, wat so bekend in Markus nou al geword het nie. Ons het gelees waar Jesus die Seun van die mens genoem word en waar Petrus openbaring kry en sê dat hy die Seun van God is en waar die Vader self op die berg met die verheerliking van Jesus sê, dit is my geliefde Seun, luister na hom. Hier kry ons 'n blinde man wat hom aanroep as Jesus, Seun van Dawid, die bekende messiaanse naam van Jesus en welbekend onder die Jode. Vir die blinde man dalk omdat hy geweet het dat daar in Jesaja 35 vers 5 geprofeteer was, juis oor hom, waar Jesaja sê, julle God kom en hy self sal julle verlos. Dan sal die oë van die blindes geopen word en die ore van die dowes ontsluit word. Ons sien in hierdie opskrif 'n storie van 'n blinde man. Maar in die storie was daar meer blindes as net Bartimeus. Want so baie het hom stil gemaak toe hy uitroep na Jesus, die Seun van Dawid. Maar dit het hom nie terughou nie en hy het aangehou om Jesus aan te roep. Hierdie is een van die geestelike lesse wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte, is die volharding in gebed, die aanroep na ons Verlosser, wat jy sal maak dat Jesus stil staan en hoor wat jy vra. Hier sien ons Jesus stop, na die blinde man so aanhou om hom aan te roep vir barmhartigheid. Hier is vir my so 'n mooi les van disipelskap wat Jesus nie net aan sy volgelinge leer nie, maar ook aan ons met die blinde man se reaksie. Eerstens vra Jesus aan sy volgelinge, roep die blinde man. Ek en jy as kinders van die Here het 'n opdrag gekry om juis die blindes na hom te roep, sonder maatstaf of dalk gedagtes dat hulle nie inpas in dit wat ons glo en dit wat ons doen nie. Ons moet elkeen roep met hierdie woorde wat Jesus dan aan hulle gee. Sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. Wat meer is nodig om die evangelie te verkondig? Wat meer as 'n uitnodiging na ons Verlosser en ons Heer? My vraag aan elkeen van ons is, hoe reageer ons wanneer ons geroep word? Selfs al het ons die Here al aangeneem en toegelaat in ons lewens. Kyk wat maak Bartimeus toe hy hierdie uitnodiging hoor in vers 50. En hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus. Hierdie man maak klaar met sy ou lewe, deur sy oorkleed af te gooi, en nadat hy genesing ontvang het, sien ons in vers 51, dat hy Jesus op pad gevolg het. Mag die Here met elkeen van ons praat in ons gees vanoggend, dat ons ook sal verstaan dat Jesus die enigste weg is, en dat hy die Seun van God is, wat elkeen van ons roep om hom te volg. Wat leer ons uit hierdie gedeelte geestelik? Wel, eerstens glo ek dat gebed met volharding gedoen moet word, en dat ons geloof moet hê, geloof in die een wie ons aanbid. En laastens, dat sy roepstem nie sal wees soos water wat van ons rug afloop nie, maar vandag, as jy en ek sy stem hoor, dat ons gehoorsaam sal wees. Op sal spring, ontslae sal raak van ons oorkleed, dit wat ons besig hou, wat ons blind hou, wat ons geestelik hou waar ons onsself tans bevind, en Jesus volg op die pad. Vir Bartimeus en die mense wat Jesus gevolg het, was dit die pad na die kruis. Vir my en jou, die pad tot hy terugkom
met sy wederkoms om ons te kom haal. Maar nie net vir ons om te wag nie, maar om die opdrag van die Here te hoor en die goeie nuus aan elkeen te verkondig. Niks groots of fancy nie, maar slegs om vandag en môre en vorentoe vir iemand te sê, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. Mooi dag vir julle.